Wie is ons vredevors? Jesus. Wie, ons het daar met die waarheid wees, nee. Wie is die waarheid? Jesus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wie is die woord? Johannes 1, en die woord het vlees geword, en tussen ons kom woon. Jesus is die lewende woord. En wanneer ons bid na God toe verander, dan leef ons Jesus, ons ambassadeurs, in verhouding met hom, en met die Here jou God lief hê, jou naaste soos jouself, en dis die wet van liefde. So luister. Jesus, dankie dat U my gedagtes bewaar, dankie dat U my gered het, ek weet dat ek gered is, en ek kies om niks in my kop toe te laat, wat teen my redding is nie. Dankie dat ek reg is voor God die Vader, as gevolg van U offer op die kruis en U opstanding, en ek kies om in U waarheid en U geregtigheid te leef, dat ek reg leef voor God. Dankie, daar moet waarheid wees, dankie dat ek in die waarheid kan leef, in U. Want U waarheid bewaar my teen die leuen. Dankie dat U die goeie nuus vir my gebring het, dat ek nou in vrede kan leef. Ek kies om nie waar ek loop met my skoene, twis en tweedrag en onmin te saai nie. Ek kies om vrede te bring en die goeie nuus vir elkeen met wie ek in aanraking kom te vertel. Dankie dat ek weet my geloof is in U en daarom hoef ek nie bang te wees vir omstandighede nie, want my oë is op U, nie op die golwe soos Petrus toe hy na die golwe kyk, toe sink hy, ons kry die eerste deep sea diver in die Nuwe Testament, en Jesus moes hom help. Dankie Jesus, dat ek nie hoef rond te kyk nie, want my oë is op U, ek fokus op U in geloof. Dankie dat U woord 'n lamp vir my voet is. Dankie dat U woord my lei. En dankie Here, dat ek nou die voorreg het om in 'n persoonlike, intieme, spesiale, unieke, wonderlike verhouding met U te kan leef en met U te kan praat. Soos 'n man met sy vriend, soos 'n man met sy vrou, 'n vrou met haar man, een tot een. Dankie vir die voorreg. Om die wapenrusting aan te hê, beteken om in Christus te wees. Jy doen dit die dag wanneer jy die keuse maak, dat ek gaan God dien. Of dit nou 'n dag en 'n datum is, of dit 'n lewenstyl is, jong mens, as jy hierdie oorlog wil oorwin, want daar is 'n oorlog, ek het nie tyd om geestelike oorlogvoering te praat, ons kan letterlik julle besig hou vir 'n week, daar's baie goed, en ek het net my gees gevoel, ek wil nie met julle oor al die goed kom praat, wat kan gebeur en daar buite is nie, maar ek wil vir jou kom sê, die goeie nuus is, maak 'n keuse om uit te staan, deur in Christus te staan, verseël met die Heilige Gees, tot eer van God te leef. Bewaar jou kop, bewaar jou hart, bewaar die waarheid, want jou balans lê in jou heupe. As jy nie in waarheid leef nie, gaan jy uit balans uit in jou lewe leef, en jy gaan rondval, en jy gaan nie weet waar jy in of uit is. Jy gaan sukkel. Maak seker dat oral waar jy loop, jy vrede bring, die goeie nuus verkondig. Dan kan jy op slange en skorpioene trap wat demone en goed is, want hulle kan nie aan jou vat nie, want jy leef in vrede en jy leef in geregtigheid. Maak seker dat jy in geloof leef en nie in jou eie vermoë nie, en ek sluit af, maak seker dat jy met die woord leef, in lyn met die woord. Bly in verhouding met hom, gebed. En dit maak nie saak hoe erg hierdie geestelike oorlog daar buite is nie, jy mag dalk voel soos 'n klein Dawid voor 'n Goliat. Onthou, the bigger the giant, the greater the victory. Hoe groter die vyand, hoe groter die oorwinning. As Dawid, hoe Dawid vir Goliat gewen? Want hy was, as ons dit so kan uitdruk, in Christus. Dieselfde God wat my gered het van die beer en die leeu, sal jou vandag in my hand gee.
Daar's 'n oorlog daar buite. Die vyand wil jou stop, hy wil jou verwoes, hy wil jou seermaak. Hy wil die waarheid in jou steel. Jy kan hom keer deur in Christus te bly, dan kan hy nie by jou uitkom nie. Ek vra mooi, asseblief, moenie net die wapenrusting aantrek nie. Kom ons leef dit. Sodat ons vir 'n verlore gaande wêreld 'n groot God kan wys. Kom ons sluit